Vraag 1 van November 2021. Vraag 1, kwadratiese 3-term. Vraag 1.2, 1.1.2 het 'n kwadratiese 3-term met die korrek tot die 2 desimale wat ons gaan die spesiale formule gebruik. Ons het dan weer 'n ongelykheid en 'n eksponentsom los op gelyktydige vergelykings en dan het ons een van hierdie meer ingewikkelde vrae by 1.3 waar mens 'n bietjie uit die boks uit moet dink. Okay, soos by vraag 1, vraag 1 is altyd maklike een om te kry. So ons het hierso x kwadraat minus 2x minus 24. Toe ons die kruismetode gebruik het ons 1 minus 2. Okay, en dan het ons hierso minus 24. Okay, so ons het weet 1 maal 1 is 1. Okay, so nou moet ons die faktore kry vir 24, wat die verskil tussen hulle 2 moet wees, of die som moet minus 2 wees. So kom ons kyk, 6, minus 6 en 4. Okay, as ons kruisvormel kry ons minus 6 en 4, en ons by mekaar plus, dan kry ons minus 2. Okay, so wat daai en daai gee, en dan kan ons net van hier af gaan en dan die x'e bysit, die hakies toemaak, dan kry ons x minus 6 maal met x plus 4 is gelyk aan 0. So dit wil sê x is gelyk aan 6 of x is gelyk aan minus 4. Okay, so vir die volgende ene toe gaan, het ons die korrek tot die 2 desimale. Ons gebruik vir die formule. Okay, en as ons kyk, daai is 2 is a, x kwadraat plus bx plus c. So ons het a is gelyk aan 2, b is gelyk aan minus 3 en c is gelyk aan minus 3. Okay, so dan kan ons skryf, deur gaan sê, x is gelyk aan minus b, so minus b gaan wees minus 3. Okay, oor 2a. Okay, a gaan wees 2, en dan het ons hierso plus minus, die vierkantswortel van b kwadraat minus 3 kwadraat minus 4 maal a is 2 maal c is minus 3. Okay, so dan kry ons x is gelyk aan 3 oor 4. Okay, plus minus. Okay, so is minus maal 'n minus. Okay, en dan kom ons kyk onder die hakie, so ons het minus 3 kwadraat is 9, minus 4 maal, kom ons sê, minus 4 maal minus 3 gee vir ons 12, maal 2 is vir ons 24, so is plus 24, en dit is gelyk aan 9 plus 24 is 33. Okay. So nou het ons 33 op die lyn. So x is gelyk aan 3 plus vierkantswortel van 33 oor 4. Of x is gelyk aan 3 minus vierkantswortel van 33 oor 4. Okay, so as ons die eerste ene gaan kyk, gaan ons sê 3 plus die vierkantswortel van 33 gedeel deur 4. Okay, so dan kry ons daar 2.816, so dit gaan dan 2.19 wees, die eerste ene. So gelyk aan 2.19. Okay, so vir die volgende ene,
weet ons net, daai plus word 'n minus. Okay, en dan kry ons minus 0.686 en dit gee vir ons 0.69. Okay, so x is like aan minus 0.69. Daar is die twee antwoorde vir die vraag. Okay, hou net kop oor die tekens, né? Dat jy dit nie verkeerd het daar nie. Okay, 1.1.3, ons het 'n ongelykheid. Okay, so wat ons hierso het is x kwadraat plus 5x is kleiner of gelyk aan minus 4. Ons bring dit oor x kwadraat plus 5x minus 4 is groter of kleiner as 0. Okay, so as ons die kruismetode op hierdie doen, of ons kan dit faktoriseer, gaan dit wees x, okay, so dan het ons, die ene is 'n plus en die ander een is gaan 'n minus wees. Okay, ek het net hier 'n fout gemaak, daar is plus 4. Okay, so dan plus 4 plus, so dat beteken, ons het beide plusse daarso. Okay, so dan gaan die ene wees, gaan plus 4 en plus 1 wees, kleiner of gelyk aan 0. Okay, so dan kan ons hierso nou ons grafiek trek. Okay, en ons kyk A is positief daar, so dan beteken dit is 'n smiley face parabool. Okay, en dan die een punt gaan ons sê x is like aan minus 4 of x is like aan minus 1. Okay, so ons sit hierso met twee punte, minus 4 en 'n 1. En dan loop dit daar uit, so as jy weet C is 4 hierso, so as jy nodig het om dit te help teken, dan kan jy dit so uitteken. Okay, so die vraag is, okay, waar is hierdie vergelyking kleiner of gelyk aan 0? Okay, so dit is waar die waardeversameling kleiner as 0 is, beteken dit die y-waarde is al negatief, so dit lê dan tussen minus 4 en minus 1. Okay, so ons kan sê minus 4 is kleiner as x en x is kleiner as minus 1. Okay, so is klein of gelyk aan. Dan net om my tekens daarso te hê. Okay, so mens kan dit ook skryf as mens deur daai grafieke gaan, en dit kan mens ook sê x is dan 'n element van die waardes. Onthou blokhakkies vir kleiner of gelyk aan, as daar gelyk aan is minus 4 en dan lê hy tussen daar en minus 1. Okay, so mens kan dit ook so in daai notasie skryf. En dan moet jy net as jy soos jy net oplet dat jy die waardeversameling kleiner as 0 kry, maak seker dat jy daai teken verstaan is kleiner as 0. Dis daaronder die lyn kleiner as 0. Okay, so 1.1.4. Okay, ons het weer hierso waar ons 'n vierkantswortel het op die som. Okay, so ons daai vierkantswortel ons weg hê. So wat ons kan doen om 'n vierkantswortel weg te kry is tot die mag 2 aan beide kante. So dan kry ons x plus 28 is gelyk aan. Okay, en dan het ons weer daai sakkies is net 2 minus x, 2 minus x, mekaar maal. Okay, so dan kan ons sê 2 minus x. Okay, dan het ons hierso 2 minus x. Okay, en as ons dit gaan met uitmaal, dan kry ons 4 minus 2x minus 2x en dan x kwadraat. Okay, so dan kry ons 4 minus 4x plus x kwadraat.
Okay, as alles aan die een kant gaan vat, dan kry ons 0 is gelyk aan x kwadraat minus 4x minus x wat oorkom plus 4 minus die 28 wat oorkom. Dan kry ons x kwadraat minus 5x minus 24 is gelyk aan 0. So ek gebruik maar altyd die kruismetode as ek hierdie goeders net om seker te maak. Ek doen dit reg, so ek het in die middel het ek minus 5 en ek het 1 en ek het minus 24. Okay, so ek weet 1 maal 1 is daar. Okay, so nou moet ek kyk wat maal wat is 24. Okay, en dit saam moet 5 gee. So ons kan kyk, 24 is 8 maal 3. Okay, so ons het 'n 8 maal 3 is 24. Okay, so nou moet ons net kyk, as ons dit kruis oormaal, dan kry ons 8 en 3. 8 en 3, en as ons bymekaar tel, dan kry ons 11. So ons soek eintlik 'n minus daarso, want minus 8 maal 3 is minus 24, dan is minus 8 plus 3 is minus 5. Okay, so dan het ons hakkies daarso. So dan kry ons 0 is gelyk aan x minus 8 en dan x plus 3. Okay, so dit wil sê x is gelyk aan 8 of x is gelyk aan minus 3. So jy's nooit klaar as jy met hierdie goeders nie, veral as jy deel en vierkante het en dit, ons moet net na hierdie kant gaan kyk, want die antwoord van 'n vierkantswortel kan nie 'n negatief wees nie. So 'n vierkantswortel van enige getal kan nie gelyk wees aan 'n negatiewe getal nie. Okay, so as ek gaan in die ene druk, eerste ene 2 minus 8, en dit gee vir my minus 6. Okay, so x is gelyk aan 8 is nie van toepassing dan nie. Okay, want hy gee 'n negatiewe antwoord aan die wortel. Okay, so as ek kyk 2 minus 3, dit is gelyk aan 2 plus 3 is gelyk aan 5. En dit is kan 'n positiewe getal wees. Okay, so dan is ons antwoord gaan dan 3 wees, of minus 3. Okay, so vraag 1.2 los gelyktydig op vir x en y. Okay, so hier is ons twee vergelykings wat ons het. So ons het hierdie ene, dit is die vergelyking 1, en dan kan ons daai ene vat as vergelyking 2. Okay. So net leer gee hierso, vergelyking 1 is rooi, en dan maak ons vergelyking 2, kan ons donkerblou kleur maak. Okay. So kom ons kyk om die vergelyking, die rooi vergelyking. Sê vir rooi vergelyking 1. Okay, so ons wil hom 1. So ons wil eers omgaan vereenvoudig, want hy is al klaar redelik eenvoudig. En dan moet ons kyk wat se ene wil ons invervang. Omdat ons baie keer met x eers werk. Mense kyk of ons dalk die y's kan invervang en dit voor ons die x'e invervang. Dit gee net so daai ding, want as jy die y's invervang, jy is gewoond altyd om met x uit te werk en dan die y's uit te werk en jy dalk die mekaar raak en dit. So al is dit bietjie moeiliker om dan so om te gaan, omdat jy dan met 2 regdeur moet deel met hierdie goeders. Maar jy kan die y vat, jy moet net kop hou dat jy met y's werk nou. So kom ons sê 2y is gelyk aan 3 plus x. Okay, so ons x wil kry is aan 2y minus 3 is gelyk aan x. Okay, so nou het ons daai vergelyking, en dan wil ons sê, ons wil dan vergelyking 1 in vergelyking 2 vervang. Okay, so onthou, ons gaan nou in die
x'e vervang. So, kom ons begin skryf vergelyking 2, so ons het 2, en waar die x staan, sit ons nou 2y minus 3, y plus 7 is gelyk aan, okay, ons vervang nou weer die x in, 2y minus 3 kwadraat, en dan het ons daar so, plus 4y kwadraat. Ok, so kom ons gaan kyk ons hierdie goeders nou inmaal. Ok, so ons het daar 2 maal 2y, so ons kry 4y maal met y, daai y is ook buite, so dan kry ons 4y kwadraat, en dan het ons minus 2 maal met die 3 is minus 3 maal met y is minus 3y. Ok, plus 7 is gelyk aan, ok, omdat daai vergelyking is a plus b kwadraat het, dan is dit a kwadraat plus 2 maal a maal b plus dan die laaste ene b kwadraat. Ok, so dan kan ons daai aan hierdie kant gaan uitwerk. Net gaan check hierso, ek het hierso is 6y. Ok, so 2 maal minus 3 is 6 maal y is minus 6y. Ok, so daar het ons dan 4y kwadraat. Ok, 2y maal met minus 3 is minus 6y, maal 2 is minus 12y. Ok, en dan het ons die laaste ene kwadraat is plus 9, dan het ons buite die hakies plus 4y. Ok, so ek het hierso nou net dit nie in die hakies gelos nie, maar die hakies is eerste en daar's net 'n plus buite. Gewoonlik as jy hierdie kant invang en daar's 'n minus buite, moet jy dit eers in die hakies hou en dan weer die minus inmaal. Ok, so kom ons kyk, ons het daarso 4y kwadraat, 4y kwadraat, 4y kwadraat, so ons het 4y aan hierdie kant, plus 4y is 8y kwadraat, minus hierdie ene, so dit daai ene gee vir ons dan, kyk ons kry net 0, ok, so dan gee ons net 4y kwadraat. Ok, so nou het ons minus 12y, die 6 kom oor, so dit word dan minus 12y plus 6y, en dit gee vir ons minus 6y. Ok, dan het ons hierso plus 9 en daai 7 kom oor, so plus 9 minus 7 gee vir ons dan plus 2 aan die kant. Ok, nou van hier af kan ons nou net afrond, met 2 deel reg deur met alles, so dan kry ons 0 is gelyk aan 2y kwadraat minus 3y plus 2. Ok, en as ons hakies dan kry, dan ja, hierdie word dan net 1. Ok, so as ons hakies kry, dan het ons minus 3 vir die kruismetode, 2 en 1. Ok, so 2 maal 1 gee vir my 2, en dan minus 1 maal minus 1 gee vir my 1. En as ek die kruismetode doen, dan kry ek minus 2, minus 1, saamtel, dan kry ek minus 3. Ok, so my hakies gee dan vir my 2x, nou ene, ok, so geef my 2y, so ek het nou so onthou, moenie hou kop as jy met y's werk, want jy gewerk gewoonlik met x'e. Ok, so is dit 2y minus 1 maal met y minus 1. Ok, so hier gaan ons dan kry, dan y is gelyk aan 1 oor 2 of y is gelyk aan 1. Ok, as nou die y's het, dan moet ons die x'e kry. Ok, so kom ons kry die x'e vir y is gelyk aan 1 oor 2, en dan y is gelyk aan
1. Ok, ons het formule van 1 wat ons gaan gebruik, is daai 2y minus 3 is gelyk aan x. So ons het dan 2y minus 3 is gelyk aan x. En dan hier dieselfde 2y minus 3 is gelyk aan x. Ons die y in vervang net. Kom ons begin hier so 2 maal 1 oor 2 minus 3 is gelyk aan x. So 2 maal 'n half is 1 minus 3 is gelyk aan x. So ons het minus 2 is gelyk aan x aan hierdie kant. Okay, en dan het ons hier so 2, 1 minus 3 is gelyk aan x. So ek het 2 minus 3, so minus 1 is gelyk aan x. Okay, so hier is ons y antwoorde en dan is ons x antwoorde. Daarso merk dit mooi vir die merker kan sien waar jou antwoorde is. Onthou dit altyd om dit vir hulle 'n bietjie makliker te maak as hulle merk. Okay, so by vraag 1.3 het ons nou weer een van hierdie moeilike vrae. So kom ons lees hom gou deur. Indien die wortel van die vergelyking x is gelyk aan minus n plus minus n kwadraat minus 4mp gedeel deur 2m, waar mn positiewe reëlgetalle is. Okay, die getalle m en p hier in hierdie volgorde vorm 'n ry. Okay, vorm 'n meetkundige ry. Bewys dat x nie reële getal is nie. Okay. So hier het ons die formule en as jy gaan kyk na die kwadratiese formule, dan lyk hy baie dieselfde en jy kan sien dat in hierdie geval m is a. Okay. B is n. Okay. En dan C gaan dan wees B. Okay, so as ons hulle vra, bewys dat x nie reël is nie. Nie reël beteken ons deel met 'n 0. Okay? So dit is a deur a is gelyk aan 0 of wat onder die lyn hierso is 'n negatief. Okay, ons kan nie een van daai twee hê nie. So kom ons kyk nou en dan die volgende ding sê hulle m en p in hierdie volgorde volg 'n meetkundige ry. Okay. So kom ons begin om te kyk as ons m en p kyk na meetkundige ry. So ook hierso as jy nie weet wat om te doen nie, begin net neerskryf is n kwadraat minus 4mp is kleiner as 0. Okay. So dit is ten minste weet jy as daai minder as 0 is, of jy kan dan sê of m mag nie gelyk wees aan 0 nie. So dit is twee terms om te sê dat x nie 'n reële getal is nie. So as jy nie weet van verder te gaan, skryf net daai twee neer. Miskien kan jy daar so halwe punt kry. So kom ons begin nou met die vraag om neer te skryf die reeks, die ry. Okay, so ons het die eerste term is m en dan het ons n en dan het ons p. Okay, so ons weet met meetkundige rye is die verhouding tussen die opeenvolgende terms in die ry is dieselfde. So as ek sê n gedeel deur m, dit moet dieselfde wees as p gedeel deur n. Okay. So dan kan ek daarso skryf n oor m moet gelyk wees aan p oor n. Okay. So nou kan ek skryf n kwadraat is gelyk aan m maal p. Okay. So nou het ek n kwadraat. So nou wat ek gaan kyk wat onder die grafiek, onder die wortel staan. Okay, so ons het daai wortel wat hulle vir ons gegee het is n kwadraat minus
4mp. Okay, so ons weet dat n kwadraat nou is gelyk aan mp. Okay, so ons kan dan skryf die vierkantswortel van mp minus 4mp. Okay. So dit gee vir ons dat die vierkantswortel van minus 3mp. Okay, so nou moet ons net gaan kyk hierso, né? Hulle sê ook hierso dat waar m en p positiewe reële getalle is. Okay, so dit beteken dat m is positief en p is positief. Okay, so dit wil vir ons sê dat ons het dan hierso 'n negatief onder die vierkantswortel. So hoe jy dit kan skryf, dit sal sê minus 3mp is kleiner as 0. Okay. Dit wil sê x is nie 'n reële getal. Okay. So redelike vinnige oplossing van hierdie ene. Die groot ding is jy moet net eers hierna gaan kyk. Okay, so hulle gee dit vir jou. So partykeer wil mens dadelik hierso begin. En dan moet mens ook weet wat is nie reële getalle is as jy 'n negatief onder 'n wortel het of jy deel met 'n 0, dan raak jou getalle nie reëel nie.